Clostridium botulinum, 'n mikroorganisme wat een van die mees gevaarlikste gifstowwe ter wêreld produseer. Dit veroorsaak 'n baie ernstige siekte genaamd botulisme, wat baie skaars is, maar verlamming en selfs die dood kan veroorsaak. Clostridium botulinum is 'n bakterie wat anaerobies kan respireer. Dit beteken dat dit sonder die gebruik van suurstof kan respireer. Dit produseer een van die mees gevaarlikste neurotoksine ter aarde. Dit behoort aan die domein bakterieë, die koninkryk bakterieë, die filum Bacillus, die klas Clostridia, die orde Clostridialis, die familie Clostridiaceae, die genus Clostridium en die spesies Botulinum. Botulisme word nie van persoon tot persoon oorgedra nie. Infeksie vind plaas op 3 hoofmaniere. Eerstens, voedselgedraagde botulisme. Wanneer mense kos eet wat onbehoorlik ingemaak of bewaar is, soos tuisgemaakte groente of gerookte vis. Tweedens, bababotulisme, wat voorkom wanneer babas spore van die bakterieë inneem, dikwels deur heuning of grond. Daarom mag babas onder die ouderdom van 1 nooit heuning kry nie. Derdens, wondbotulisme, waar die bakterieë deur oop wonde die liggaam binnendring en toksine produseer. In 1895 het Emil van Emmendem die bakterie vir die eerste keer geïdentifiseer na 'n botulinum-uitbraak in België. Hy het ontdek dat die siekte veroorsaak word deur 'n bakterieële toksien en nie deur die bakterie self nie. Vandag word botulinum-toksien nie net as 'n gevaar beskou nie, maar word ook medies gebruik, byvoorbeeld om klein hoeveelhede vir die behandeling van spierafwykings en in kosmetiese prosedures soos Botox. Die bakterie kom in 'n natuurlike omgewing voor en word wêreldwyd aangetref. Die spore word meestal aangetref in grond en landbougrond, stof en selfs rivier- en see-sediment. Dit kom ook voor in die spysverteringskanaal van diere en visse. Die bakterie groei en produseer sy toksien in anaerobiese toestande. Dit beteken min of geen suurstof nie. Sulke toestande kom voor in onbehoorlike ingemaakte of verseelde kos, blikkies of bottels wat nie korrek gesteriliseer is nie, die spysverteringskanaal van babas en diep besmette wonde. Behandeling sluit in die toediening van 'n antitoksien, hospitalisasie en die gebruik van 'n ventilator indien asemhaling aangetast is. Herstel kan weke of maande neem afhangende van hoe vinnig behandeling begin is. Botulisme kan voorkom word deur nooit heuning aan babas onder die ouderdom van 1 te gee nie, kos veilig te bewaar en behoorlik in te maak, tuisgemaakte kos te kook voor gebruik, wonde skoon te hou. Die simptome van die botulinum siekte word veroorsaak deur die botulinum toksien. Vroeë simptome sluit in dowwe of dubbele visie, selfs hangende ooglede of moeilike spraak en 'n droë mond. Meer ernstige simptome sluit in spierswakheid, verlamming of selfs asemhalingsprobleme. Dit kan jou dood tot gevolg hê. Die toksien blokkeer senuweeseile na spiere. Die spiere kan dus nie meer saamtrek nie. Dit lei tot slap spiere of verlamming. Die persoon bly bewus, maar hy kan nie beweeg nie. En hy kan ook dalk nie eens asemhaal sonder hulp nie. Ons diagnoseer botulisme deur die toksien in bloed of stoelgang op te spoor. Kliniese simptome te evalueer, pasiëntgeskiedenis te ondersoek soos voedsel eet. Die liggaam word geaffekteer wanneer die toksien syne na spiere blokkeer. Dit kan verlamming veroorsaak, so die persoon bly ten volle bewus, maar hy kan nie beweeg nie en dit kan sy asemhaling belemmer. Ons diagnoseer die siekte deur toksien in bloed op te spoor of in stoelgang. Ons kan ook sy kliniese simptome evalueer of selfs die pasiënt se geskiedenis ondersoek, soos wat hy geëet het. Botulisme is 'n skaars siekte met ongeveer net 100 tot 200 gevalle wêreldwyd per jaar. Ten spyte van die lae voorkoms is dit baie ernstig. Met vinnige behandeling is die sterfte syfers ongeveer 5 tot 10%,
maar sonder behandeling kan dit lewensgevaarlik wees.